Goeiemôre, liewe kyker en baie welkom by ons boodskap, ons Sondagboodskap hier vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. En die tema wat ons vanoggend oor gaan gesels is ware kerk, valse kerk. Nou wat beteken dit? Ons het baie van ons het seker al gewonder of seker al vir onsself afgevra, hoe weet ons is in die regte kerk? Hoe kan ons weet dat die gemeente of die kerk waaraan ons behoort die regte kerk is en op die regte pad is? En baie van ons sal dan sekerlik antwoord en sê, man, die kerk waar jy gemaklik voel, die kerk waar jy kan sit en gemaklik kan wees in 'n erediens tussen wie se mense jy gemaklik is, dit is die kerk wat jy by bly. Maar ek het gedink ons moet so 'n bietjie gaan kyk wat sê die woord van die Here oor hierdie idee dat die kerk waar ons gemaklik is, die kerk wat ons kies, die regte kerk vir ons is. En ons gaan kyk bietjie vanoggend in een van die skriflesings in Jeremia hoofstuk 17 vers 9 tot 10 sê die Here by monde van Jeremia hierdie volgende woorde: Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Liewe kyker, volgens die Here, volgens die woord van God, deur monde van Jeremia in hoofstuk 17, sê die woord van die Here vir ons baie duidelik, ons kan nie op ons eie hart staatmaak om te weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons kan nie op ons eie emosies en ons eie diskresie staatmaak om te weet wat is reg en wat is verkeerd en wat is 'n ware kerk en wat is 'n valse kerk, of is ons in die regte kerk of is ons in die verkeerde kerk nie. En hoe weet ons dan? Hoe kan ons weet ons is in die regte kerk as ons nie op ons eie emosies kan staatmaak nie? Kom ons dink bietjie, as iemand vir ons vra, hoe weet jy dat jou kerk die regte kerk is? Baie van ons hierso in die 21ste eeu, in 2026, sal waarskynlik ons skouers optrek en net soos die Engelsman dan sal sê, to each his own. Laat elkeen, soos ons aan die begin van hierdie boodskap gesê het, laat elkeen gaan na die kerk waar hy gemaklik is. Maar liewe kyker, die woord van die Here leer ons baie duidelik in Matteus dat daar 'n ware kerk is en 'n valse kerk. Daar is kerke wat op die verkeerde pad is, wat verkeerde lerings voorstel. En daar is 'n ware kerk onder leiding van die Here Jesus Christus. Meer oor dit later. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here oor, is daar 'n ware en 'n valse kerk? En ons lees in Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 24 tot 34 staan daar: niemand kan 2 here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Liewe kyker, met die groot aantal verskillende kerke wat daar op aarde is, wat verskillende leerstellings het, wat verskillende goed glo, sê die woord van die Here vir ons, daar is kerke wat op die verkeerde pad is, en daar is kerke wat op die regte pad is. Hoe kan ons onderskei tussen hierdie twee? Die Here sê natuurlik vir ons as gelowiges, ons wat tot bekering gekom het, en die Here Jesus Christus as ons verlosser en Heer aanvaar, ons kan nie meedoen aan 'n valse kerk nie. Ons kan nie betrokke wees of deelname hê aan 'n valse kerk nie. Ons gaan in elk geval, as ons gelowig is, baie ongemaklik wees in 'n valse kerk. So kom ons gaan kyk vanoggend hoe ons onderskei. Hoe kan ons weet waar is die ware kerk en waar is die valse kerk? Kom ons gaan kyk na 5 kenmerke wat ons uit die woord van die Here kry, liewe kyker, want ons het aan die begin van die boodskap vir mekaar gesê, ons kan nie op ons eie hart en ons eie diskresie en ons eie redenasie vermoë staatmaak nie. Ons moet altyd teruggaan
na die woord van die Here. Dit is die een basis, die een fundament waarop ons kan bou. En ons sien die eerste kenmerk van hierdie 5 kenmerke. Daar's baie meer kenmerke, maar hierdie is die belangrikste wat ons in die woord van die Here sien. En daar lees ons in Matteus hoofstuk 7 vers 15 die eerste kenmerk, waar ons Here Jesus Christus aan die woord is, en hy sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk nog nie die druiwe van die dorings of vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Liewe kyker, wat Here Jesus Christus vir ons vanoggend hierso sê, is nie elke pastoor, nie elke dominee, nie elke priester is waarlik 'n kind van die Here nie. Dit is die ongelukkige realiteit van hierdie wêreld. Daar is vals profete. Daar is wolwe in skaapsklere. En die manier hoe ons kan onderskei, is ons gaan kyk na die vrugte van die vlees en die vrugte van die gees. En ons sal dit nou hierso ook in die skrif kry. Maar ons moet vir mekaar sê dat 'n kenmerk van 'n valse kerk is dat hy onder leiding van 'n valse prediker of 'n valse leraar is. Leraars wat werklik tot bekering gekom het, liewe kyker, wat werklik onder leiding van die Here Jesus Christus staan, sal baie ongemaklik wees in 'n valse kerk, en hulle sal baie vinnig sorg dat hulle daar uitkom. Valse kerke staan 'n groot persentasie van die tyd onder leiding van valse leraars. Nou, hoe kan ons weet wat is 'n valse leraar? En dit lees ons in Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 19 tot 21 as Paulus die volgende skryf. En dan sê hy, die praktyke van die sondige natuur, die praktyke van mense wat nie onder leiding van die Here Jesus Christus staan nie, is algemeen bekend, sê hy. Onder andere onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens en dan vyandskap, haat, naaiwer, met ander woorde, jaloesie, woede, rusies, verdeeldheid, skering en afguns, dronkenskap, uitspattigheid. En dan sê Paulus verder, ek waarsku julle soos ek al vroeër gewaarsku het, wie hom aan hierdie dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Liewe kyker, waar ook al ons hierdie patroon sien van verdeeldheid, van rusie, van haat, van afguns, van uitspattigheid, moet ons weet, dit is tekens van die wêreld, van die sondige natuur en van valse leraars. Elders in die woord van die Here lees ons natuurlik dat om te weet van 'n valse leraar te onderskei, is net bloot om te kyk na of wat hulle sê ooreenstem met die woord van die Here. En as dit nie ooreenstem met die woord van die Here nie, liewe kyker, dan is daardie persoon 'n valse leraar. En dan bevind ons onsself in die valse kerk. Maar ons het mekaar gesê, daar is onder andere 5 kenmerke. So kom ons gaan kyk na die ander kenmerke van die valse kerk, en dan sal ons ook kan onderskei, wat is die ware kerk? Die kerk wat onder leiding van die Here Jesus Christus is. En ons lees die tweede kenmerk in 2 Timoteus hoofstuk 3 of 4, verskoon my, 2 Timoteus hoofstuk 4 vanaf vers 3 tot 4, as Paulus aan Timoteus die volgende skryf, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal hulle wend tot fabels, en in 'n ander vertaling staan daar, hulle sal hulle wend tot verdigsels. Liewe kyker, die tweede kenmerk van die valse kerk, is in die valse kerk, is daar geen liefde vir die waarheid of vir teregwysing nie. Die valse kerk is bloot 'n motiveringsseminaar. Dit is 'n plek waar jy naartoe gaan, waar jy gaan vertel word hoe goed jy is en hoe fantasties jy is en hoe goed dit met jou gaan, en hoe goed die toekoms vir jou gaan uitdraai,
En hoe beter dit met jou gaan gaan as jy hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen. Daar is geen fokus in die valse kerk op bekering van sonde, op wegdraai van sonde, op gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus en aan sy woord. Nee, dit is bloot net 'n fokus om die mens op te bou en die mens se ego te streel en vir die mens te vertel hoe fantasties hy is. En dan sê Paulus dan ook daar, omdat die valse kerk dan die woord van die Here moet vermy om hierdie te doen, om mense te vertel hoe goed hulle is, wend die valse kerk om tot verdigsels of fabels. En as ons onsself in 'n valse kerk beleef, dan sal iemand daarso op die preekstoel staan of op die verhoog, en dan sal hulle 'n absolute klomp nonsens praat, liewe kyker. Dit sal nie iets wees wat ons in die woord van die Here kan vind nie. En dit is natuurlik vir hoekom dit vir ons so belangrik is om die woord van die Here te ken en elke prediker, elke pastoor, elke predikant te meet teen waarheid wat ons kry in die woord van God. En daar is natuurlik die tweede kenmerk. Die derde kenmerk lees ons in 1 Johannes hoofstuk 2. As Johannes daarso skryf, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. En hieraan weet ons, liewe kyker, dat ons in hom is. Elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap vanoggend kyk. Die derde kenmerk van 'n valse kerk is daar is 'n liefde vir die wêreld en die dinge van die wêreld. Johannes sê hierso in sy brief dat 'n liefde vir God en die dinge van God en die prioriteite van die koninkryk van die hemel nie vir die valse kerk 'n prioriteit is nie. Wat vir die valse kerk prioriteit is, liewe kyker, is wat vir die wêreld prioriteit is. Dis populariteit, dis mag en dis rykdom, dis uitspattigheid. Al hierdie dinge fokus die valse kerk op in steede daarvan om te fokus op die Here en die koninkryk van God. En dan lees ons so 'n bietjie verder. In Galasiërs hoofstuk 1 vanaf vers 8 tot 9, die 4de kenmerk. En hier skryf Paulus in baie erns aan die Galasiërs, maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer, skryf Paulus, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Liewe kyker, die valse kerk verkondig 'n valse evangelie. Dit verkondig 'n evangelie wat in stryd is met die evangelie wat ons in die woord van die Here kry. En dit is Jesus Christus alleen verlos ons van ons sonde. As ons in hom is daar niks wat ons van hom af kan wegvat nie. In die valse kerk verkondig Jesus maar. Die valse kerk sal altyd sê, daar is 'n ekstra trappie wat jy moet deurgaan. Daar is 'n ekstra ietsie wat jy moet deurgaan. Jesus Christus is nooit genoeg vir die valse kerk nie. Of jy moet werk, of jy moet gedoop word, of jy moet aan daai spesifieke kerk behoort. En dit is natuurlik wat die Katolieke kerk sê, as hulle sê extra ecclesiam nulla salus, wat beteken buite die kerk, die Katolieke kerk, is daar geen redding nie. Met ander woorde, die Katolieke kerk, wat natuurlik 'n valse kerk is, liewe kyker, verkondig 'n valse evangelie. En daarom weet ons, dit is 'n valse kerk. En dit is so belangrik vir ons, liewe kyker, om hierdie onderskeiding te kan maak. Want daar is miljoene en miljoene mense reg oor die wêreld
wat na die verderf toe loop, omdat hulle nie gewaarsku word teen die valse kerk nie. Die valse kerk sal altyd vir jou 'n ekstra stappie na die Here Jesus Christus sê. In kontras, die ware kerk kan net die woord van die Here en die evangelie van Jesus Christus verkondig, wat bloot net sê dat Jesus Christus se bloed het jou finaal en uiteindelik van jou sonde skoon gewas. En die ware gelowige kan jare aan 'n valse kerk behoort en nie hulle verlossing verloor nie. Hulle sal alhoewel baie ongemaklik wees. Maar dit is die evangelie en dit is die wonderlikheid van die evangelie, liewe kyker, om te weet dat Jesus Christus ons geseël het vir die ewigheid. Dat daar geen manier is vir ons om verlossing in hom te verloor nie. Hy verseker dit deur sy bloed. En enige kerk wat dan gaan verkondig dat daar nog iets is wat ons moet doen. Dit, liewe kyker, is 'n valse kerk. En dan die laaste en finale kenmerk lees ons in 1 Samuel hoofstuk 15 vers 22. As Samuel Saul antwoord: Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande en om te luister is beter as die vet van ramme. En dit is eintlik waarop op neerkom, liewe kyker, liewe medegelowige. Die valse kerk is ongehoorsaam aan die Here Jesus Christus, wat Heer en hoof van die kerk is. Nou dis bietjie anders as 'n liefde vir die wêreld. So kom ons maak gou 'n bietjie onderskeid tussen ongehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus en 'n bloot liefde vir die wêreld. Liefde vir die wêreld beteken ons volg die dinge van die wêreld. Of dit nou ooreenstem of teen die woord van die Here gaan. Ongehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus beteken ons kies daadwerklik om ongehoorsaam te wees teen dit wat ons in swart op wit in die woord van die Here lees. Al sien ons dit daar, kies ons om ons hart te verhard en teen ons verlosser te draai en ongehoorsaam te wees. En dit, liewe kyker, is 'n kenmerk van die valse kerk. Ongehoorsaamheid aan die hoof van die liggaam, die hoof van die kerk, en dit is Jesus Christus. In teenstelling met dit, liewe kyker, is die ware kerk gehoorsaam. Die ware kerk brand vir die dinge van die Here. Die ware kerk wil niks met die dinge van die wêreld te doen hê nie. Die ware kerk verkondig die woord van die Here, verkondig die evangelie net soos hy daar staan, in swart op wit, en basta met die res. Liewe kyker, die ware kerk brand vir 'n liefde vir sy verlosser, Jesus Christus. En dit is die groot onderskeid. Die ware kerk is onder leiding van Christus. Die valse kerk is nie. En dit wys hierdie 5 kenmerke vir ons baie duidelik uit. Liewe kyker, as ons 'n ware gelowige is, as ons iemand het wat werklik van hulle sonde afgewyk het, wat werklik tot bekering gekom het, wat skoon gewas is met die bloed van die Here, dan moet ons sorg dat ons deel is van die ware kerk en dat ons wegbly van die valse kerk en 'n valse evangelie. En dat ons dit sal uitwys waar ook al en wanneer ook al ons dit raak sien. Want dit is ons verantwoordelikheid, liewe kykers, sê ons Here Jesus Christus vir ons, om die mense daar buite te leer van ons Here Jesus. En hoe kan ons hom leer, liewe kyker, as ons deel is van die valse kerk? So kom ons met die liefde van die Here Jesus Christus wat in ons harte bly, waak teen die invloed van die valse kerk in ons lewens. Ons wys dit uit en ons werk saam met die ware kerk onder leiding van die Here Jesus Christus om die evangelie van verlossing aan die wêreld daar buite te bring. Tot volgende keer.